Leef heilig. Vriende, hartlik welkom by ons volgende aandbijeenkoms van Pinkster. En wanneer ons vanaand begin weer met 'n terugflits, herinner ek jou aan ons sleutelteksvers vir die reeks. 1 Tessalonisense 1 vanaf vers 9. Draai weg, hoe jy omgedraai het na God, weg van die afgode om die lewende en die ware God te dien. So wanneer ek wegdraai, draai ek weg om te dien. Om te dien beteken ek word 'n dienskneg, dan in diens van die Here. Die diens wat ek doen, word verbind aan bepaalde terreine. Die eerste terrein is om lief te hê, die volgende terrein is om na te volg, en die derde terrein wat ons vanaand verken, is om heilig te leef. Wanneer ons praat daarvan om heilig te leef, is dit belangrik dat ons dit moet onderskei van die woord skynheilig. So, daar word vertel van 'n lidmaat wat na die predikant toe gekom het en hom vir hom gesê, dominee, na baie jare in hierdie gemeente, het ek tot die gevolgtrekking gekom, dat jou hele gemeente is eintlik maar net vol skynheilige mense. En nadat ek my huiswerk gedoen het, het ek die perfekte gemeente gevind. 'n Gemeente wat net perfekte mense het. En daarom het ek gekom om te vra, of sal dominee nie my kan help om my lidmaatskap, maar eerder na hulle toe te kan oorplaas nie. Jong en die dominee het so stil gebly en hom geantwoord. Toe sê hy vir hom, jong broer, ek dink jy moet dalk maar mooi dink voordat jy jou lidmaatskap na hierdie gemeente toe oorplaas. Want net dalk is jy die rede dat hulle die status van perfektheid moet heroorweeg. Vanaand gesels ons nie oor skynheiligheid nie, maar oor ware heiligheid. Lees saam met my 1 Tessalonisense hoofstuk 4 vanaf vers 3 tot 8. Want dit is God se wil, dat julle heilig moet leef, dat julle sal weerhou van onsedelikheid. God het ons tog nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligheid. Daarom dan, die een wat dit verontagsaam nie 'n mens nie, maar God, wat sy Heilige Gees aan julle gegee het. So, wat lê agter Paulus se begrip, wanneer hy die woorde sê, hagiasmos himon, julle heiligmaking. Paulus as 'n Jood is wel bekend met die Ou Testament en hy is wel bekend met die begrip wat 'n mens daarin vind van wie God is. Dink byvoorbeeld aan iets soos Deuteronomium 6 vers 4, in Hebreëus Shema Yisrael, luister Israel, die Here ons God is een Here, hy is die enigste Here. Of die refrein van Levitikus 11 vers 44, dat 'n mens heilig moet leef, want God is heilig. So Paulus se begrip van heiligheid is geskoei op sy begrip van die Ou Testament, van wie God as die enigste, die ware en die heilige God is. En nou wil Paulus kom sê dat julle heiligmaking, dit is nou in fokus. So heiligmaking is dan presies wat die woord sê, dat gelowiges heilig of geheilig gemaak moet word. So, net vir duidelikheid, wat is dan die verskil tussen regverdigmaking, dikaiō, of heiligmaking, hagiazo? So, regverdigmaking beteken dat ek in die regte verhouding met God geplaas word, dat ek regverdig deur hom verklaar word, dat my sonde vergewe word, dat my skuld afgeskryf word. En uit 1 Tessalonisense 1 vers 9, hoe julle weggedraai het van die afgode om die lewende en die ware God nou te dien. Hoor ons dat dit het dan reeds plaasgevind, dat hierdie gemeente leef reeds in die regte verhouding met God. Maar Paulus sê dat daar ontbreek nog heiligmaking by hulle. Wat beteken heiligmaking? Heiligmaking beteken dat ek sal toeneem in heiligheid deur geheilig te word. En in sy woorde in hoofstuk 4, wat ons saam met mekaar verken, sal hierdie dringendheid verder verhelder. Miskien dink jy, wat? Heiligmaking is seker maar opsioneel, seker maar vir supergelowiges, nie eintlik vir my nie. Maar oorweeg die volgende woorde, want jy sien Paulus sê, heiligmaking is verbind aan 'n ander saak. Dit is gelyk aan 'n ander saak. Paulus sê, heiligmaking is gelyk aan die wil van God. Hy sê, tutu gar estin, want hierdie is.
Met ander woorde, dit is die wil van God, julle heiligmaking. Hierdie is die wil van God. So lyk die wil van God, naamlik julle heiligmaking. So, heiligmaking is nie opsioneel vir enige gelowige nie, maar dis op toepassing van elke terrein van my lewe. Maar hoe lyk heiligmaking dan vir Paulus in die praktyk? Dit lyk vir my of heiligmaking vir Paulus in die praktyk te doen het met afgrensing. Dat ek myself moet afgrens. Want hy sê dat julle julleself sal weerhou ab ges phai vanaf onsedelikheid, tes porneias. Jy moet jouself afgrens van onsedelikheid. Jy moet jouself weerhou van immoraliteit. Nou, wanneer die heiligheid van God dan in my lewe prioriteit geniet, dan sê ek, dit word sigbaar uit die grense wat daar getrek word in alle terreine van my lewe. Nou, hierdie terreine uit Paulus se ander briewe sou ons kon aflei dat dit kon my woorde, my optrede of my gedagtes insluit. Wanneer ek besef dat daar is woorde wat ek dalk sê, dinge wat ek doen of gedagtes wat ek dink, wat vir my dalk altyd aanvaarbaar was, maar wat ek besef, hierdie woorde, hierdie optrede, hierdie gedagtes, prioritiseer nie God se heiligheid nie. Maar in hierdie spesifieke brief waarmee ons besig is vanaand, die 1 Tessalonisense brief, hoor ons 'n spesifieke saak wat Paulus sê, afgegrens moet word. En dit is die beoefening van my seksualiteit. Wat Paulus sê in die vers wat volg tussen vers 3 en vers 7, sê hy dat die beoefening van my seksualiteit moet afgegrens word tot die huwelik waarbinne dit beoefen word, wanneer ek God se heiligheid in fokus het. So, miskien sit jy hier vanaand en sê, ag wat, ek weet daarom nie, so mooi nie. Maar Paulus kom en gee vir ons 'n waarskuwing, so ernstig is hy oor hierdie woorde. Hy sê, daarom dan, die een wat dit verontagsaam nie 'n mens nie, maar God self. Met ander woorde, dis 'n bevel om God se heiligheid te prioritiseer, nie iets wat deur 'n mens gegee word nie, maar God self. So, miskien sit jy hier en vra vanaand, maar hoe gebeur heiligmaking in my lewe? Want ek het al so hard probeer. Jy sien, heiligmaking begin daarby om te verstaan dat dit 'n oproep is. God het ons geroep tot heiligheid. In 4 vers 7 hoor ons die woord ekale, esen. Dit is in die Augustus-tydsvorm. Met ander woorde, God het my geroep reeds afgehandel, volledig in die verlede. God het my volledig geroep en het my klaar geroep. So, ek kan nie sê heiligmaking het nie op my betrekking nie, want God het my reeds geroep, klaar geroep tot heiligheid. Maar nou, hoe gebeur dit dan dat ek heilig leef? Uit my eie krag? O nee. In 4 vers 8 hoor ons die woorde, God wat sy Heilige Gees aan ons gegee het. Nou, wanneer ons dink oor hoe kan ek dan meer heilig leef, gebeur dit nie uit myself nie, maar dit gebeur deur die krag, die teenwoordigheid en die oortuiging van die Heilige Gees. Wat gebeur? Ons sien die woord hier, as ons dit lees, God wat sy Heilige Gees aan ons gegee het. Klink dit ook soos iets wat in die verlede gebeur het. Maar as ons die Griekse woord hier sien, die woord didonta, dan sien ons dat die 2020 vertaling het moontlik nie die volle betekenis vertaal nie. Want jy sien, die woord is nie iets wat in die verlede gebeur het nie. Dis 'n teenswoordige deelwoord, of 'n partisipium, wat sê, God is besig in die teenswoordige tyd om sy Gees aan julle te gee. So voeg albei begrippe by mekaar. In die verlede het God my geroep om heilig te leef, afgehandel in die verlede. Hy het my volledig klaar geroep. Ek is geroep, maar in die teenswoordige tyd ontmoet hy my waar ek is. En wanneer ek tot geloof kom in hom, gee hy aan my sy Gees, waaruit ek nou kan toeneem in heiligmaking. Want die Heilige Gees wys my na Jesus, oortuig my van sonde en maak my al meer gelykvormig aan die beeld van Jesus, na mate ek kan breek met sonde, wanneer ek God se heiligheid in fokus kan hê. As jy vandag jouself moes evalueer,
Miskien sit jy hier en sê, ek is vandag hier, ek het geloofsekerheid, maar ek besef, daar's nog geestelike groei wat in my lewe noodsaaklik is. Miskien is jy hier en sê, ek weet daar is gedagtes, woorde, optrede, wat plek gekry het in my lewe, maar dit eer nie God nie, en daarom moet ek dit dringend heroorweeg. Vandag sê dalk hier en sê, ek worstel met heiligmaking, omdat ek al geestelik uitgebrand voel van 'n leeftyd se self probeer om heilig te leef. Vandag sê dalk hier en sê, ek het 'n bekommernis in my hart oor my huweliksmaat. Ek het 'n bekommernis vandag in my hart oor my kinders, want hoeveel erns maak hulle om die heiligheid van God werklik te prioritiseer? Jy sien, ek wil jou herinner vanaand aan die godsbeeld, Jesus as koning aan die regterhand van God, waar hy regeer. Ek wil aan jou die uitnodiging rig om nie langer 'n gevangene te wees van seer, mislukking, sonde of worsteling nie, maar om dit te waag om dit aan God te bring en sê, Here, hier is ek. Ek wil my seer, my mislukking, my sonde, my worsteling na U toe bring en sê, Here, begin maak my verhouding met U opnuut heel. Ek glo dat U my geroep het om nie net 'n kind van U te wees nie, maar dat U my geroep het om heilig te leef. Oortuig my asseblief deur die Heilige Gees waar daar nog sonde in my lewe is. Help my om daarmee te breek en maak my meer soos Jesus. Hier is vanaand jou gebed. Here, hier is ek. Here, ek bely. Here, ek wil heilig leef. Here, wees my genadig. En gebruik hierdie gebed en maak dit jou eie aan die hand van jou verhaal. Amen.